Daar is hy, goeiemôre julle. Welkom by 'n nuwe video en welkom hier in 'n random sojaboontjie land in Mississippi. Vandag is ek weer terug in my sprayer en ek gaan begin om hierdie sojaboontjie lande hier agter my dood te spuit. Ons het so 2 dae se stroopwerk oor op die mielies en dan moet ons hier invaar. Daarom het ons lekker droë weer, dis warm, die wind waai. So dit vat nie baie om hierdie sojaboontjies dood te kry en droog te kry om hulle uiteindelik gestroop te kry nie. So hierso doen ons dit 'n bietjie anders as by die huis. By die huis stroop ons in die winter, hierso stroop ons half in die somer en herfs in. En by die huis los jy hom ons net op die land en hy word droog van self. Jy hoef hom nie dood te spuit nie. Maar hierso is die humiditeit so hoog en ons bly in die warm seisoen dat hierdie boontjies wil nie vrek nie. Soos jy kan sien die pitte begin draai en droog raak, maar hy sal nie op sy eie net doodgaan nie. Hierso is 'n goeie voorbeeld van wat hulle doen. Soos hy sal doodgaan, maar hy hou aan hier en daar 'n blare hou en groen bly en ja, hy vat net verskriklik lank om droog te word. En ons moet hulle verkieslik gestroop kry voor, ons sê middel Oktober en ons gaan nou amper September in, want in Oktober maand begin dit hurricane seisoen raak hier, so dan hardloop jy die risiko van 'n hurricane wat inkom, hierdie hele land plat waai of vloed of jy weet net meer risiko hardloop om jou oes te verwoes. Al die pitte in hierdie plante is almal volledig en hulle is almal jy weet volgroeid en reg om te stroop. Dis net die plant wat taai bly en hy wil net nie droog word nie. So almal hierso spuit hulle dood. Dit vat nie baie Gramoxone nie. Sit net Gramoxone deur hom, kry hom dood en kry hom reg om te stroop. Maar ek gebruik nog steeds my gewone R4023 sprayer. So ek moes hierdie maarwiele opsit dat ons nie te veel sojaboontjies trap nie en soos julle kan sien dit lyk dit lyk vreemd. Boys, dit lyk vreemd. Daarom ry ek hier op die highway baie nie, so die mense gaan my nie sien en vir my kan lag nie. Ek hou van die vet tekkies, lyk baie mooier. Alhoewel, ons sit hierdie op dat hulle lekker in die voortjie pas en dat jy nie so baie sojaboontjies doodry nie. Want soos al hierdie wat bietjie lê, as jy vet tyre het van daar tot daar, dan trap jy daai alles dood. So dit maak sin hoekom ons dit op het, dit werk baie goed. Lyk net bietjie vreemd. So hierdie regs vir my is al mielies wat hulle oor het om te stroop. Hierdie en agter daai bome is daar so 'n paar akker. So dis so 2 dae stroopwerk. Hierdie boontjies hier het ek Saterdag doodgespuit. So hier is omtrent so 250, 300 akker se boontjies wat klaar dood is. Hulle sal oor so 4-5 dae reg wees om te stroop. So dit lyk daarom of die beplanning goed gaan uitwerk. As ons hier klaar maak met die mielies, gaan hierdie reg wees om te stroop. As dit nie reën vanaand nie, ek sien nou is 'n bietjie reën in die voorspelling. Headers oor swaai, stroopers bietjie stel en ja, dan inklim in hierdie sojaboontjies so land vir land begin uitskop. Daar's julle. Dis nou weer 'n nuwe week in die Delta. Dis nou die 7de September. En toe dink ek laat ek vir julle wys wat ons oggendroetine is by die stroopers. Ek is nie hierso in die oggende nie, ek het ander werk wat ek doen. Maar Hanu, Stryger en Etienne is elke oggend hier. Hulle kry die stroopers reg vir die dag se gestroop. Eerste prioriteit is gewoonlik diesel, so
Hanno gryp die diesel lorry in die oggend, bring hom stroopers toe, kry al die stroopers vol diesel en die 2 tapkar trekkers vol diesel. Na dit word die kompressor gestart, dan word die 2 stroopers afgeblaas want soos julle weet, sojaboontjiestof hou daarvan om vlam te vat. So try hom so skoon as moontlik kry by al die pulleys, al die ratte, al die dele wat wil soos friction het, waar die stof tussenin kan kom en aan die brand steek, jy try dit so skoon as moontlik kry. Na dit ook air filters, cab filters. En dan party oggende elke 50 ure gaan ons deur en grease al die stroopers. Ek dink Hanno hulle doen hulle bietjie vroeër elke 3de oggend of iets soos dit. Hy gaan nie presies op wat die boek sê nie. Grease hom eerder bietjie te veel as te min. Grease en na dit is dit cap skoonmaak. O, ek het vergeet. Die blades op die tafels word ook deurgegaan. Au, kyk daai enetjie. Hy is besig om my grease nippel te grease. Ons kyk wat maak Hanno hierbo. Hy is hierbo besig. Want hierdie goed se grease nippels is mos weggesteek in die hart en die long van die stroopers. Wat maak jy? Maak grease. Jy lube. Like lube. Nou, hierdie het ek ook geloop. Ja, meeste van die kere na jy 'n stroper gegrease het, is al meer grease op jou as op die stroper. Jy het 'n paar hierso op hierdie groot rad wat gehardloop na die router toe. Wat noem jy dit? Pulley, sorry. En ja, dan moet net blades gecheck word op die tafel. Tafels moet gegrease word. En cutterbars is fine. Net 'n paar lemmetjies wat hier en daar uitgeweer raak. En dan is hulle reg vir stroop. Maar die sirkus begin. Ja. Ja. Kom, kan jy uit maar of jy spas maar? Dit wil vinnig bly. Hoopelik vergeet hulle van my. Soos julle kan sien is daar hier so in boude en blaaie, al die plate wat kan afkom, haal ons af in die oggende, net om bietjie beter uit te blaas en skoon te kry, daar in die hart en die long deel van die stroper. Hiervoor sal hy, Hanno sal hom, hou! Hanno sal nou weer die tafels optel, gaan ons uit verby gaan en seker maak dat al die lemmetjies alright lyk. Oorrede ons saam met elke rystroop, is dit bietjie harder op ons lemmetjies want jy stroop op dieselfde lemmetjie heel dag lank. Soos jy word nie evenly gesprei reg oor die tafel as jy skyn stroop nie. So jy kan af na die punte toe gaan waar die lemmetjies op die ry hardloop en jy kan sien hulle werk baie harder as hier en langsom. Dit is maar 'n nadeel, maar it is what it is. Ons doen dit maar so op die plaas. Maar wys my jou handpompie grease gun. Soos in Suid-Afrika. Hy met die voet. Ja, daai groot drom. Ja, waarin is swaar. Ek gaan nog 'n ou moet aanstel om rond te dra. Ja, die man het al goeie vordering gemaak. Ek weet nie eintlik hoeveel hulle oor het nie. Ek is die hele tyd besig om te kelly plow en ander werk te doen tussendeur. Ek weet hulle het hierdie blok oor hier. Dan is al 'n klomp blokke daai kant. Dan is al 'n blok daar. Dis seker so 1500 akker oor. En ja, dan het ons so 200 akkers se milo om te doen, Sorghum. Hulle stroop. En dan is ons klaar. Soos julle kan sien het ek 'n baadjie aan vanoggend want die herfs het nou mooi begin inset hierso. Gewoonlik die 1 September begin herfs hierso en dan begin dit so stelselmatig koel raak. Ek sê glad nie nee, dankie nie. Dit was verskriklik warm hierdie jaar. So alwaarvoor ek nie opsien nie is die ysreën en die sneeu en die koue. Hierdie is lekker. Hierdie kan 'n mens mee deel, maar as dit eers begin koud raak dan wil ek Suid-Afrika toe. Ja, bo. Wat gaan nie aan? Die ding is stukken na bo. Is moeg. Vra nou daai huis al bo vervang. Net 'n bietjie tools kry want ek word my hele toolbox al bo om af te kry. Spobiaan spanners, te shiftings en natuurlik hamers. Ons moes daai swart toolbox sommer afgehaal het en hom daar bo neergesit het. Dit hom op 'n lugballon. So wat jy nou eintlik vir my sê is ek
terwyl ek moet hierdie doen. Ja, daai deel is jou deel, maar jy moet nie eens wag dat ek klaar maak met my deel. O, is dit hoe dit werk? Daarom maar niks so lekker om te begin op 'n Saterdag met goed wat nie wil werk nie. Net so. Dit hier aangekom, hous afgekry, dan moet ons net die excavator was. Nie 'n groot job nie. Bring ons Trustio petrol, wat s'ie ding? Petrol pressure washer. Natuurlik wil hy nie werk nie, want onthou dis Saterdag aan, hè. Hier op hierdie plaas is die Saterdag al werk en niemand weet. Dit gaan 'n mechanic sessie wees, dis al wat dit gaan wees. So die oomblik toe die hidroliese lyn gebars het, het dit 'n oliemis reg oor die masjien gespuit, oor die vensters, die radiators, die hele masjien was bedek met olie. So dis die rede hoekom ons nou in die middel van die land om afspuit met seep, net om al daai olie af te was, radiator skoon te kry, die vensters skoon te kry, laat hy weer netjies kan aangaan met sy werk. Make it soaky! Dankie. Nou is dit lunchtyd. Ek laat Bian werk. En ek Dis niks niets nie, moenie worry nie. En ek eet die pizza. Red light, know where I'm coming back home. Long dirt road all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Cause I'm coming back home. Coming back home. Coming back home. Sy. Hierdie girl gou vat vir 'n spin. Kyk of sy doen wat sy moet. Ek het hom gister mooi deurgeservice, alles gegrease, diesel vol gemaak. Vanoggend die venster skoon gemaak, cab is mooi skoon, tyres is reg, kettinge is reg. Fingers crossed dat ons nie op ons eerste dag. Gewoonlik is ons so eerste dag koers met implemente op die plaas, maar nog elke jaar was die ene goed gewees vir ons. Nog elke jaar het hy net in die land geklim en begin werk sonder enige moeilikheid. Voel soos 'n kind wat skool toe gaan. My kamera sakkie. Okay, ons het hier in die land aangekom en ek gaan sommer vir julle wys hoe ek hierdie Kelly Plow implement opset op die komputer. So dis daarom nie, hierdie is redelik eenvoudig, so kom sommer eers oopvou, dan is dit afgehandel. Ek het hom daarom klaar reg opgekoppel en alles. Sommer 2 sien wings, so jy drop eers die neus, dan vou jy die wings uit, hulle vat baie lank en dan die gatkant, die sterte agter. En terwyl hulle nou daar uitvou, hulle gaan nou begin stadig wees, gaan ek slag hierso om op die stelsel laai. So jy gaan dan hier by equipment, hy het die dirt bucket opgehad, so jy deselect hom, add implement. Partykeer laai hy van die vorige trekkers af op, maar hierdie ene lyk my het nie, so nieuw profiel gaan ons hom net noem. Haaiboog. Kelly. Nou moet ek hier mooi onthou. Lateral offset. Center of rotation is belangrik. Inline distance from the connection point where the implement center of rotation while the working position usually is blah 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 blah. Dit is 30 voet van die trekker af. So basically dit is daai afstand van die haak af tot waar die wiele draai. So dit is van die tot daar by die main arms, dis omtrent so 30 voet, het ek al uitgewerk. Okay, operation. Hierdie maak nie regtig saak nie, ek sit hom maar net op tillage. Working width, 45 voet. Work point, hy is ook op 30 voet. So work point is basically hoe ver van die haak af na die implement se kant toe begin die werk gebeur. So dis soos op 'n ripper, waar is die tande, of 'n dis, waar is die diskottels, planter, waar is die planter. Hierdie vat ek op 30, want dis omtrent in die middel, oorrede hy so in 'n diamantvormig. Dit is nie, dit hoef nie presies te wees nie. Work recording, ek gaan hom sommer op manual sit, want hierdie ene het jy nie regtig 'n haak wat jy optel, of hydraulics wat jy aan en af sit nie. Ek gaan sommer sy stert nou sak, terwyl hy reg is. Connection type, hy is op Clevis. Hoort hy reg te wees.
Hy vra, al wat hy nou vra is, hy sien ons het 'n nuwe masjien opgelaai, moet die track spacing nog steeds op die vorige masjien sin gewees of op die nuwe een, so ons gaan sy update track spacing set track spacing to working with, dis die nuwe een. Okay, hy maak hier regtig saakie. Dan moet ons net ons plaas kies, soos by Givens. Wat sal hy nou? Right, alles lyk mooi uitgevou, dan lyk nie iets snaaks daar nie. Hier moet ons 'n ander lyn kies, dan is hy. Dis die regte lyn. En dan gaan ek hier work aansit. 4x4 aan. Kom ons kyk. Keer hom net daar af, so stadig begin. Om net hier in die middel omtrent kry, laat my trekker se wiele nie op die rye hardloop nie. Dan het center. Wat het trek aan. Ons begin spoed van. Sy. Sal klaar 'n bietjie stowwerig, maar ek kap mooi. Ek hardloop gewoonlik so 8,5, 9 myle/uur. As dit droog is en hy hardloop nie swaar nie, dan kan jy hom opjaag tot op 11 myle/uur. Solank die kettinge net nie begin skud nie, maar die dieper hulle sny, die meer gaan hulle hop as jy vinniger gaan. So as hy diep sny, hou dit stadig, as hy vlak sny, kan jy maar hardloop. En nou gaan ek net hierdie rev restrictions van my bietjie opjaag aan. Daar is hy. Ek wil hom graag op 9 myle/uur dood hê. So 1850 is mooi, is 13 rad. 1850, die revs is nie te hoog nie, spoed is mooi. So like die downshift van hierdie flippin water first is most deep. Okay, en nou is dit 2 lyne voltooi. Ek wil sommer gou uitspring en net hier oor die masjien kyk, seker maak alles reg, niks los is of wil breek nie. Grond lyk baie mooi. Yes, hy lyk mooi. So die hele doel met die oefening is ons wil net al hierdie stronke en goed net bietjie omgedolwe kry, bietjie inwerk. Want as ons subsoilers kom, dan trek die rippertand hierbo reg op die middel. En wat dan gebeur as hierdie goed nog hierso sit, dan bol hulle op en dan kry jy nie lekker gerip en rye opgetrek nie. So dis eintlik waar ek inkom met die ding. Breek alles 'n bietjie op, kry dit fyn, maak dit makliker vir die subsoilers om te werk en ja, dan kan die goed so lank begin komposteer en doen wat hulle moet doen vir volgende jaar. Alright, dat was werk. Dis hy, dis nou so 4 ure later en ek dink ons het die stof ordentlik afgeskit van die Kelly Plow af. Ja, hierdie een het amper nooit probleme nie. Ek moet sê touch wood, want ja, hy gee net baie min moeilikheid. Baie laam onderhoud en dit all in all 'n baie goeie masjien. Ek het so 140 akker gedoen met average so 35-40 akker 'n uur. Hang maar af hoeveel keer jy omdraai, of dit kort rye is of lang rye is. Ja, land lyk mooi. Land lyk baie mooi. Hy gaan nou net
subsoil word, rye opgetrek word en ja, dan gaan hy net gerol word ook en dan gaan hy wag vir volgende jaar dat ons mielies op hom plant. Ek gaan nou nie vanaand te laat werk nie, ek gaan nou terug shop toe want as ek nou die volgende land begin, gaan ek eers baie laat klaar maak en ek moet vir Hanu gaan optel by die stroopers. Hulle gaan seker nog so 'n halfuur stroop. So gaan nou so rustig terug ry shop toe. En ja, pak ons die dag weer môre aan. Vandag is ons 'n bietjie op maintenance, ons maak shop skoon, vang bietjie op met al die werk wat ons afgeskeep het terwyl ons so besig is. Onder andere moet ons hierdie quad bike van ons tie rod ends vervang, want oorrede hy die hele tyd so in die modder werk, die steering is lekker nie. Hierdie tie rod ends is 'n bietjie kapot, maar as hulle daar binne. Ja, gaan hulle gou vervang. Ek en Hanu, dan doen ons daarmee iets vir die dag. Maak die boek vol. En ja, dan is dit maar net shop skoonmaak en die ander shop skoonmaak. Ons het twee workshops waar ons vanaf werk. En ja, dan gaan ons maar rustig wees. Dis donderdag, môre is Vrydag. Reën lekker buite, so ja, dit is nie te haastig nie. Hanu, as jy enige hulp kort skree net, dan stuur ek iemand, okay? Dink hulle hierdie ding impact van. Ag nee. Ek die voorbriek vir jou vas. Okay. Sien jy, ek help baie. Ja, voor ons by vat. Ek hier die 30 ton jack is genoeg vir hom. Ja, nou kan ek jou gou hartseer maak. Ja. Dink net, hierdie weer by die huis. 'n Brandewyntjie daar saam met jou pa in die Hilux. Dan ry jy tussen die beeste rond. Lekker. Troos my. Een van die dae nog 2,5 maande. Gaat ons huis toe. Boom! Unexpected. Ja. Wat is my blue paper tel? Wat is my blue paper tel? Ja, want ek weet nie waar my lap een is. Housekeeping. Jy part van ons. Nou is agter die seat. Agter die seat. Ek sê rustig. Alles is agter die seat. My pa speel altyd so met my. As jy vir hom vra, hoor het jy blits gepak vir die braai? Ja, agter die seat. Sien daar nie. Daar's niks. Hoe het jy brandewyn gepak? Ja, net agter die seat. Dis sien daar nie. Nooit. Breakfast. Moet hy lieg nie, ek maak die bakkie skoon. Jy maak die bakkie skoon. Nou het jy hom 2 keer in 'n ry skoon gemaak het en ek die vorige keer en nou jy. Jy. Alright julle, welkom by 'n nuwe dag hier in die Delta. Die stroopers is in die lande. Ons het so duimse reën gekry laas naweek. Dit was baie welkom. Lande is nou droog, boontjies is droog. So ja, van die manne het begin grondwerk. Rian is op die Lemken, hy dis daai mielielande op en dan die ander man is hier by die stroopers en dan gaan ek nou met die kiliplow die sojaboontjie lande wat gestroop is begin bewerk. Laat die subsoilers daar kan inklim en rye optrek. Dis lekker as 'n mens 'n bietjie reën gekry het om daai kiliplow te hardloop. Hy skep baie beter grond en sny alles net bietjie beter op. Maar ja, kom ek wys julle wat hier gebeur in die lande by die stroopers. Gou hierso vir Hanu 'n bietjie pla. Hoor wat die man maak. So kom ons vang 'n 6 figure hierso. Quantum taxi. Gaat ons saam. Hy het dan nie baie oor nie, net tot daar. So kom ons ry so draai saam op. Hey, kom! Hey, jy moet rustig ry. Ja, ek jump, maar kom nie bo nie. Ja, ek maak ry voor jou. Ja, must be nice in hier, hè? Vlieg nog steeds so baie dat hy opbol of nie? Ja, kwaai, die grond het nat geword en hierdie gambou sodra hy plak, dan plak die res van die goed ook. Ek het gesien nou toe daar staan, hy is nog nat. Hy lyk van plak. Wat stroop hulle? Hierdie is alright. Ek sien hulle doen
Yes, nou dis wat Vian en Anu water gegee. Ja, average 94. 94, dis mooi. Ja, is mooi. Ek het nou net vroeër op die video gesê tussen 60 en 80. Nee, maar hierdie land doen goed. Ons het so gister ook ge-average op so 86. Dis mooi. So ja, ek wil nou nie spog nie. Ek Nie spoeg. sê maar dit. Ja, maar hier is dit lekker water gegee en dit is nie gevlaan nie. Nee, glad. Hier agter gaan jy stroop 80, 20, 80, 20. Waar by daai land wat nie wou deurwater nie. Maar een ding wat help is as jy op jou downcourse ingaan en jy gaan by die waterstuning, dan kan jy stel hoeveel krag jy onder wil sit op die wind en in die middel. So daai wat hy ophol, dan kan ek hom net hier stel dat hy nie soveel druk sit op een kant nie. Wow, okay, dit mag sit. Dan help dit. Maar soos ek sê, sodra jy 'n bietjie grond vang, dan is dit half soos 'n swaartekrag of 'n aantrekkingskrag wat hy het, dan is dit bietjie en dan raak dit net meer en meer en maak 'n avalanche effek. En jy kom net nie agter tot dit te laat is nie. Soos hierso is die stof nou nie so erg nie, maar gewoonlik is die stof so erg, jy kan skaars die header sien. En dan al wanneer jy sien daar's 'n fout is wanneer dit te laat is. Dis hy vreet mooi. Ja, nee, ek moet sê dit lyk daarom goed so ver. Ek wil weer eens die spog nie. Ek dink dit is nog net die opbereide. Mooi die opbereide. Nee, grap. Dis jou wat dit gebou het. Nee. Wow. Moet verseker jy mechanic operator wees op die plaas. Ja. Jy sê ek het al vir mechanic aan daai grainkart vandag. Ek het byna. Ek sê vir Etienne, die enigste grainkart wat nice is waarmee ek ry, moet hy nou gestaan en hok neer. Yes. Nee, so vroeër, dit was wanneer laasweek gewees. Met die een grainkart se hak gebreek, maar nie enige van hulle nie, die een met die skaal op, so al die drade het gebreek, een van die hydraulic houses het gebreek. Dit was net 'n totale panari. Dit daarom vandag reg gekry, so hy is terug in die land. Nou ja, daar sou nie een van ons ouer een breek nie, dit moet ons nuwe een wees met al die gadgets wat jy onnodiglik bedreig maak. Jy skrik nou vir die snotbolletjie van jou bestuurder. Die microfoon. Jy moet roer, Boeta, ons is al vol. Kyk jy my anders vir alles. Hy doen goed sover. Ja, die lighties van vandag. Lighties van vandag. Mama moenie worry nie, as jy lightie oorkom en hulle gee 'n moeilikheid, laat weet my net. Ja, dan help ons hulle. Ja, as enige van julle se kinders hier so is en hulle het 'n moeilike tyd, laat weet ons help graag. Gee ons hulle saam moeilikheid. Ja, probleme nie. So manga kia faga lap hulle grainkart. Twalisa baba. Maak vol. Twalisa. Tata zonke. Kyk, dis hoe jy galig lyk. Jy het dit net om na die kamera hier. Gewoonlik gooi hom hoop. Ja, lyk dit is 'n Suid-Afrikaanse padbottel. Ja. Praat jy meer. Hy's vol, ja. Ja, gaan laai die trokke, jy's vol. Dan vir die kind buite. Jy's vol. Jy's sharp. Nou, eerste keer hou Steiger nou gewoonlik wys ons mos vir die tapkardyners, hoor jy het een op nodig, sharp, jy's vol. Ja. Hy kom hier aan, nou wys ek hom sharp. Hy wys sharp terug. Hy dink ek's nice met hom. Hy sharp hou. Dis wat die mense is vriendelik. Ek wys hom sharp, jy's vol, jy kan maar gaan. Die man bly by my. Daarom vat ek die foon, nou wil ek die foon op die radio kom sê, nou sê ek vir hom, steek vir hom, Oskar, hoor hy's vol. Hy sê reg. Next time hy kom, sê sharp. All smile. Sharp. Hallo julle. Raai bo. Ons kyk hoe kan, yes, dis hartseer. Wat? Net water. Ja. Los maar. Binne. Gooi. Wip. Okay, so as enige dames is by die huis wat 'n kerel soek en asseblief, jy moet kan kos maak en 'n goeie lunchboxie kan pak want die siel van my kan nie 'n lunchbox pak. Hy pak 2 naartjies, 'n bietjie drywe en 'n perske en 'n bottel water en dis dit. Ja, go figure. Go figure. Ons sal jou grinder op sy, moenie worry. Dis waar die mooi meisies uithang. Wat lelik sit. Ja. Nee, dis nie waar grinder is, jongen. Al die uitgawes, Trekkers is betaal. Werkers is betaal. Alles. So alles wat ons nou stroop. Alles wat ons nou inkry is wins vir die seisoen. Ons die stroopers ook betaal, sit ons $1000 oor op die insurance maat. Dit wat ons nou stroop is ons sin. As ek wins pop. Ons kyk wat. Ja, sê. Hou aan.
Awan, Ja, goeie seisoen. hy was nou vir jou Ja, seisoen is geweest. Dit so, lekker dik bytjek nou. Ja, nee. Ja, so bushel. Ons Hoeveel boer is dit? mama. $11. Ons boer mama. Kyk, mama ons boer, hulle sê dis lekker. Take me to my truck so I can go and werk. Please, James. En so oor die volgende paar weke het ons klaar gestroop aan al ons sojalande. Die trekkers het een vir een begin om lande te bewerk en ons het ook ons 200 akker sorghumlande klaar gestroop gekry wat nie regtig lank gevat het nie. Die weer was verbasend goed vir ons in hierdie stroopseisoen en ons het heelwat vroeër klaar gekry as wat ons verwag het. So vir nou maak ons die laaste grondwerk klaar, begin stroopers te was, ry graan uit by die silo's en vind maar net goed oral op die plaas om onsself mee besig te hou. Daar's altyd meer as genoeg om te doen. November lê om die draai en ons almal smag al na 'n stukkie Suid-Afrika. So aan almal by die huis, steek vir ons 'n vuurtjie aan en hou vir ons 'n doppie koud. Ons sien julle amper. Dankie dat jy gekyk het. Sien julle in die volgende een. Goed gaan. Cheers. Die laaitjies van vandag, hulle sal net staan en kyk. Hy's reg, ek is klaar, moenie worry nie. Klaar. Trek jou hoed reg. Laat my nek. Die ou kom van Joburg af, ek sweer. Lang hare, hoed agterste voor hom. My eister. Hoe lyk die welding weer, nou? Kak maar alright. My right. Jy wil Hulle hom sê hoef nie goed te weld as jy goed kan grind nie. Daar sê, ek nou gou vir Hanno hier 'n bietjie opleiding te gee met my pristine welding skills wat ek het. Net nonsens praat hoor. Maar ja, hy doen nie te bad nie. Kom jy reg, ou grootte? lyk dit Ja, daai lyk mooi. Los die vlaks op, dan kan jy nie sien wat se kak onder dit aangaan nie. Wat wyse woorde van Jan Lahan, ek kry 'n goeie welder, ek kry 'n goeie grinder. Ja. Nee. Ons het reën gekry gister, so ons werk hier by die baas se huis 'n bietjie. Ja, so ons sit hierdie kalwer daarin. Dan gaan hulle as die wintertyd kom, hierso eende jag. So 'n klein dagpond. Eende kom altyd van die noorde af van Amerika, kom hulle suide toe want dit is warm hier, dan bly hulle hier. Somertyd weer kom, dan gaan hulle weer terug. Ja, hou onsself besig, kry 'n paar ure. Lekker bedompig vandag. My sonnetjie lyk so vriendelik. Hy is nie vriendelik nie. Ah. Beter. Jy maak hulle altyd. Hallo Wena, Sê jy Hanne. wat waarmee spook ons? Dit het gereën uiteindelik na 7 jaar en 7 maande. Moet hierdie gou uitpomp want ons moet hierdie mielies begin uittap oor so 'n paar weke.
Soos wanneer hierdie water moet 'n vrot muskietnes word nie. Ons gaan dit gou uitpomp. En dan het ons 'n trekker om te skuif. En dan is dit Chila, is Vrydag vandag. Dit het gereën, so jy gaan nie veel aangaan op die plaas vandag nie. Mense kan sommer sien daai spuits myne en daai is Biansen. Want ja, myne het so 'n bietjie meer vleis op die bene. You know what I mean.